Ek groet u, dit is donderdag die 27ste Maart en ons gaan lees uit Samuel 24, 1 Samuel 24 vers 6. En dit is Dawid het aan sy manne gesê, mag die Here my bewaar, dat ek so iets aan my Heer, die gesalfde van die Here sou doen, om my hand teen hom uit te steek, want hy is die gesalfde van die Here. Die profeet Samuel het Dawid as koning gesalf. Dawid het nie onmiddellik die troon bestyg nie, en nie baie mense het geweet van die salwing van Dawid nie. Saul, die huidige koning, het met depressie geworstel en sy knegte beveel aan dat hy musikant kry om musiek te maak om hom te kalmeer, en hulle kies vir Dawid. Hier kom speel Dawid terapeutiese musiek vir die koning. Op 'n dag besoek Dawid sy broers op die oorlogsfront, net om te hoor vir hierdie Filistyn Goliat, hierdie reus, wat die slagordes van Israel uitdaag. Jy weet seker wat gebeur het. Dawid aanvaar die uitdaging, maak Goliat dood en hy word die held. Dit maak koning Saul baie jaloers en hy wil Dawid doodmaak en Dawid moet vlug vir sy lewe. Dawid bevind hom in die grot Adullam saam met sommige van sy eie soldate. En eendag kom koning Saul in die grot in en Dawid se manne sien dit as 'n teken van God dat Dawid hom net daar en dan moet doodmaak. Maar Dawid verstaan dat Saul steeds God sy gesalfde is en besluit dat hy nie sy hand aan Saul sal slaan nie. Kom na vandag. Ons vind daar vandag van in ons tyd sogenaamde geestelike mense wat dink dat hulle gesalf is en geroep is om pastore en geestelike leiers wat in een of ander sonde geval het en die bediening en die liggaam van Jesus skade aangedoen het, om hulle skandes openbaar te maak. Hierdie geestelike persone versprei hierdie versuuring oor die media en probeer soveel as moontlik klippe na hierdie gevalle predikers te gooi, sonder om op die bogenoemde waarskuwing van die woord van God ag te slaan. Waarom wil hulle nie eerder God se woord in ag neem nie, die balk uit hulle eie oog uithaal en die Here toelaat om hierdie predikers uit te sorteer nie? Is hulle waarlik as regters aangestel? Ek vra maar net, die Here seën u.